1, 2, 3. Rustig. Welkom by nog 'n Storybeer storie. Luister lekker saam. Moses en die mandjie. Lank gelede was daar 'n pragtige babatjie wat in 'n land met die naam Egipte gebore is. Sy mamma en pappa was baie lief vir hom, maar hulle was ook baie bekommerd. Sien, die koning van Egipte, die farao, was nie 'n vriendelike man nie. Hy wou nie hê dat daar nuwe Israelitiese babatjies in sy land moes wees nie. Die baba se mamma het vir hom 3 maande lank weggesteek. Elke keer as hy begin huil het sy hom saggies gesus en vir hom gesing. Maar soos hy groter geword het dit al hoe moeiliker geword om hom weg te steek. Toe kry sy mamma 'n blink plan. Sy het 'n spesiale mandjie van riete gevleg, dit met teer gesmeer sodat dit op die water kan dryf en dit met sagte materiaal uitgevoer. Dit was soos 'n klein bootjie, net groot genoeg vir 'n babatjie. Een oggend vroeg het sy die baba versigtig in die mandjie gesit en met trane in haar oë, maar vertroue in haar hart, het sy die mandjie tussen die riete aan die kant van die Nylrivier geplaas. Die baba se sussie, Miriam, het nie ver daarvandaan gaan staan nie. Sy sou kyk wat met haar boetie gebeur. Net toe die son begin warm word, het die farao se dogter na die rivier gekom om te swem. Toe sy die mandjie tussen die riete sien, het sy een van haar helpers gestuur om dit te gaan haal. Toe sy die mandjie oopmaak, het sy die mooiste babatjie gesien. Hy het begin huil en haar hart het sag geword. Hierdie is een van die Israelitiese babas, het sy gesê, maar ek gaan hom as my eie kind grootmaak. Miriam, wat alles gesien het vinnig nader gehardloop. Kan ek vir u 'n vrou gaan roep wat die baba kan versorg? Het sy gevra. Die prinses het ingestem en raai wie het Miriam gaan roep? Die baba se eie mamma. Versorg hierdie kindjie vir my, het die prinses gesê, en ek sal jou daarvoor betaal. Die mamma se hart het van blydskap gespring. Nou kon sy haar eie babatjie openlik versorg. Die prinses het die baba Moses genoem, want sy het hom uit die water gehaal. Moses het in die paleis groot geword en as 'n prins van Egipte, maar hy het ook geweet van sy eie mense, die Israeliete. God het 'n baie spesiale plan met Moses gehad. Hy sou hom eendag gebruik om al die Israeliete te help. Maar dit is 'n storie vir 'n ander aand. Onthou dat God altyd oor ons waak, net soos hy oor klein Moses gewaak het. Fluit, fluit, ons storie is uit.